Goeiemôre, goeiemôre. Ons is weer eens geseënd. Ons is weer eens geseënd. Ons is weer eens deurgedra en ek het nou so 'n plekkie gehad. Signal het nou 'n bietjie verdwyn hierso. En maar ons moet nie toelaat dat die sein tussen ek en God, tussen U en God, moet hy sein nie wegraak nie. En ons moet altyd verseker maak dat hy sein is blywende. Hy sein is blywende. En ja nee, en dat die sein sterkte goed is daar. So vanmôre het ek vir u net 'n kort bemoediging man. Vanmôre het ek net vir u 'n kort bemoediging. En jy weet in 1 Samuel 1 dan huil Hanna voor die Here en sy sê sy bid voor die Here en sy vra dat die Here moet haar baar moet ontsluit en omdat sy deur die gespot en die goed gaan van haar van die mense en haar suster en sy bid voor die Here en wanneer ek en u voor die Here kom en dan baie keer dan lyk dit vir mense asof ek en u dronk is, asof ek en u is op 'n dwaalleer en ek en u is nie op die regte pad nie en ek en u is versin. Want self Eli die profeet, hy sê aan haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra man? Wanneer ek en u voor die voete van die Here is en dan kom ons te doen met hierdie dinge, wanneer mense nie verstaan waardeur jy gaan nie, wanneer mense nie jou pyn verstaan nie, wanneer mense nie in jou voete hulle self kan ewen indink nie, dan kan hulle sê dat by jou vrou, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra, want hulle verstaan nie, Eli verstaan nie waardeur Hanna gaan nie en Hanna moet die woorde aanhoor van die profeet dat sy haar soos 'n dronk mens gedra en dat sy 'n bietjie moet die wyn een kant toe stoot, maar die Here kom vir Hanna so deur in 'n mate dat sy sê hierso in 1 Samuel 2. En toe het Hanna gebid en gesê, my hart jubel in die Here, my horing is hoog in die Here, my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing. Niemand is heilig soos die Here nie. Ja, daar is niemand buiten u nie en daar is geen rots soos ons God nie. En daar is geen rots soos ons God nie. Spreek nie voortdurend al te hoog nie. Laat vermetele taal nie uit jou mond uitgaan nie, want die Here is 'n God van diepe kennis en deur hom word die dade beproef. En al het Eli dan ook vir haar gesê, kykie, Hanna, jy's gesyp man. Stop hierdie dinge van jou man. het Hanna nie ydel gespreek nie. Sy het nie vermetele taal uit haar mond uit laat uitgaan nie. En hier kan Hanna sing en sy hart kan jubel en sê dat verder sê die woord so die boog van die jare is verbreek, maar die wat gestruikel het is met krag om God. Die wat versadig was het hulle brood verhier, né? Die ander vrou, sy het Hanna so getart en gesê, kyk hier so man, jy's droog man, jy's 'n dorre land man en al hierdie tipe van dinge en Hanna het daar gesit, maar die wat honger gehad het rus. Hulle rus. Selfs die onvrugbaarheid 7 gebaar, maar sy wat ryk aan kinders was, het verwelk, né? Vanmôre moet ek en u op die Here vertrou, man. Ons moet in alle tye moet ons weet dat wanneer ek en u ween voor die Here soos Hanna, hierso, en dan kan mense maar sê wat hulle wil, man. Mense kan sê wat hulle wil. Almal is nie gewoonlik daar nie. Almal het nie die kennis nie. Verstaan? Ons het nie die kennis van God nie. Maar soms het ons totaal en al niks kennis nie. Soms het ons niks kennis nie. Nee, so ek en u, ons moet ons verheug in die Here man. Ons moet ons verheug. Maak nie saak hoe onvrugbaar dinge lyk rondom ek en u nie man. Maak nie saak hoe onvrugbaar ek en u se pogings lyk vanmôre nie man. Maak nie saak asof dinge leeg is vanmôre in jou huisie man. Maak nie saak hoe dinge lyk nie man. Maak nie saak hoe dinge staan by die werkie man. Maak nie saak hoe dinge staan in jou familie, in jou huwelik man, in jou verhoudings man. Maak nie saak nie man. Maak nie saakie, sit net hierdie goede voor die Here neer man, nee, en remind hom aan dit man, en dan sal jy mos nou sien man, kyk hierso, die Here kom vir my deur man, want Hanna sê hierso, Hanna sê, dat kyk hierso, ek verheug my in die Here man,
Al die pad verheug ek my in die Here, né? En dan lees ons dan verder hierso in Habakuk, né? Die gebed van die profeet, man. Dan lees ons die gebed van die profeet. En hy sê, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die dag van die olyfboom sal teleurstel en die sailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Habakuk lees hierdie dis sy gebed hierdie. So dit wil sê, in hy stukkie alleen kan ons net 'n idee kry van hoe moeilik dit met die knegt gaan, man. Deur watter struwelinge die knegt gaan, want alles is droog, man. Alles is droog, daar is niksie, man. Maar vers 18 sê, nogtans sal ek jubel in die Here en ek sal juig in die God van my heil. Nogtans sal ek jubel in die Here en ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte. Vanmorgen kom ek en u sê net, die Here is my sterkte vanmorgen, man. Hy sal my nie verlaat nie, man. Hy sê, ek is die rots, kom skuil hier by my, man. Vanmorgen moet ons net vashou. Maar hy sê nie so verder, my voete is soos die van herte. En hy laat my tree op die hoogtes. Hy laat jou tree op die hoogtes. So, gaan hier deur hierdie dinge, man. Gaan hier deur hierdie dinge, man. En laat jou hart nog steeds jubel, man. Laat jou hart nog steeds jubel in die Here, want die Here is goed, man. Die Here is goed. Daar is geen ander God soos hy vanmorgen nie, man. So vanmorgen moet jy nie in sak en as gaan sit nie, man. Vanmorgen moet jy nie moed opgee nie, man. Vanmorgen moet jy nie kyk na dit wat jou buurman het, dit wat jou buurvrou het, dit wat jou suster, jou broer, whoever ook al het nie, man. Jy moet weet dat jou e-mails kom slechts na jou toe. Het kom slechts na jou toe. Want God het 'n paswoord daarop gesit. En dit is slechts vir jou bedoel. So maak die saak wat aangaan nie, man. Ons kom ons te staan hier by die robots, né? En dan gaan staan jy, kom jy aan, as die robot oranje, dan moet jy breek daar, dan staan jy by hy robot, want hy robot is rooi vir jou, né? Die robot gaan nou rooi slaan vir jou, so jy moet nou staan. En dan gaan die robot groen vir die ander. Nou kan jy nie kom kwaad raak nie. Jy kan nie kom op en afspring, omdat die mense moet ry nie. Want hulle robot is groen. Dis hulle beurt om te gaan. Jy vergeet, jy het nou so pas gery tot die. Jy het so pas beweeg tot die. En nou moet jy 'n bietjie hold, sodat die mense kan ry, maar jy kan nie kwaad raak nie, want jou beurt kom. Ry jy terwyl hy mense ry, gaan jy sien wat gebeur. Jy gaan sien hoe gaan jy jou vasloop, hoe dinge vir jou tot niet gaan. Deur watter beproewinge jy gaan jouself in plaas, omdat jy ry terwyl die robot vir ander groen is, jy wil ry want hulle ry. Hou vas. Staan so 'n bietjie stil. Die pad gaan skoon raak en dan kan jy gaan. So vanmorgen moet ek en u weet, man. Ek en u moet vanmorgen die gebed van Habakuk moet ons aanneem, man. Ons moet vanmorgen Hanna se gebed gaan en ons moet dit vir ons aanneem, man. En ons moet besef dat hierdie mense het deur dinge gegaan, man. Vanmorgen sê ek, maar dit was nie soos wat ek nou deur gaan nie, man. Die Here is nog steeds die Here. Die Here waar op Hanna vertroue, die Here waar op Habakuk na gebid het, man, is nog steeds die Here. Hy is nog steeds die Here. So vanmorgen moet u 'n geseënde dag weet. U moet weet dat God is op die troon. U moet weet dat u deurbraak lê voor u deur, man. Nee. Vanmorgen moet ons net vashou aan die Here, man. Ons moet nie vanmorgen rondom ons kyk nie, man. Ons moet nie laat die winde wat die waai ons aandag aftrek, ons aflei nie, man. Ons oë van die Here af. Vra by Petrus, die goed te werk nie. As die wind waai, kyk nog steeds daarvoor. Ons gaan sink as ons nie ons oë daarvoor hou nie. Vanmorgen moet u 'n geseënde dag hê en weet dat die Here is met u.